Nou ja, dag sê maat. Dag kom in Frikkie se kombuis. Julle ken nou al van Frikkie. Mense, vandag doen ons TikTok op verhoor. Ja, ons sit weer vir TikTok op trial. En vandag, wat ons vandag maak, is die miljonair, of hulle noem hom die $1 million spaghetti. Nou, ek het nou die resep het ek nou gekry van TikTok af. Ek het hierdie hele resep bymekaar gesit. En ou Frikkie het gehelp daarmee, want hy daar so deurgeskrou, en jy weet mos, hy kyk al hierdie weer dinge. In elk geval, toe sien hy die resep, en toe het ek nou die resep bymekaar probeer gaan trek daar so, en ek het toe gevind wat hulle nou die resep noem. En nou dis wat ons nou vandag op ons kanaal gaan maak, en dan gaan ons hom deur die toets sit. Ons gaan kyk of hy nou die Frikkie approved haal, en of hy die Frikkie unapproved of disapproved haal. Maar jy weet, ons het altyd net dieselfde kriteria, mense. Vir ons is dit eenvoudig. Hy moet die waarheid wees, hy moet salivating heel haal, en hy moet Frikkie approved wees. Maar kom ons toets vandag, wat maak hierdie oukie, en of hy werklik die $1 million spaghetti is. Ons gaan sommer onmiddellik invul, en die eerste ding wat ons doen, vang gou die ei, chop hom in klein blokkies op. Daar is hy. So die eerste deel wat ons wil hê, soos ek sê, ons het nou die ei opgechop in 'n klomp blokkies, en nou bring ons 'n pot nader, en ons bou ons marinara eerste. Want natuurlik, die marinara speel nou 'n sentrale rol om hierdie dis aan mekaar te sit, en ons het 'n bietjie olyfolie hierso. Ons vang hy olyfolie, en so met 'n eetlepel, jy kan nou 'n eetlepel gebruik, meet jy daarso vir jou, 2 eetlepels olyfolie uit. En ons kry hulle gou in die pot in. Dan saam met dit, gooi ons gou ons ei in. Nou gaan ons ei so bietjie braai, dat hy so bietjie deurskynend word, dat hy net reg is vir die volgende stap. Dan, terwyl ons nou die ei daarso aan die kant reg kry, laat hy nou sy deurbraai maak. Hierso het ons 'n pakkie maalvleis, is 500 gram. Nou gaan ek 500 gram se maalvleis hier in 'n aparte pan braai. En dit is die eerste rooi vlag wat eintlik vir my opgekom het, M&M's. Hierdie resep sê dat jy braai die maalvleis in 'n droë pan. Geen sout, geen peper, geen niks. Jy gaan fisies die maalvleis vat, en jy gaan hom braai laat hy net bruin raak, dat hy geen stukke het nie, dis al wat jy wil hê. Ons sien hoe werk hierdie affære. Vang ons houtspanner. Roer ook maar net so 'n bietjie hierdie eie deur. Dis kan seker maak ons kry 'n mooi braai op hom. Dan het ons nog 'n houtspanner, en dit is vir die maalvleis. Dat ons hom mooi kan uitbreek, dat seker maak hy braai reg deur. Dan met ons eie wat nou basies reg is, dan vat jy nou jou gemaalde knoffel. Jy kan nou knoffelhuisie ook gebruik, jy gaan 4 van hulle gebruik, of gemaalde knoffel, gebruik jy 4 eetlepels. En sit dit by jou eie by. En onthou M&M's, sodra jy 'n knoffel bysit, dan kan hy nogal redelik vinnig brand. So maak maar seker dat jy jou spanner in jou hand het, en jy werk hom ordentlik deur. 2 eetlepels, of 'n hele pakkie van hierdie tomatiepasta. Hierso het ons 2 blikke, heel tomaties. Hierdie is diced Italian tomato, en tomato sauce. En dit is wat ons nou nodig het. Dan gooi ons dit daarby. Net nie by die blik en al nie, sonder die blik. Bring jou hitte af na medium hitte toe, so op 'n 3/6 uit. Roer hom lekker, dat hulle gou net bietjie met mekaar gesels. Nou begin ons die geurprofiel te bou vir die marinara. Jou sweet basil, 1 teelepel. Oregano, 1 teelepel. Timmy, halwe teelepel. Swart peper, halwe teelepel. Chili flakes, halwe teelepel. En dan sout, 'n hele teelepel. Dan gee ons hierdie ouetjie 'n skommel, en werk ons hulle daaraan. Nou natuurlik, ek gaan met julle eerlik wees, as ek hom nou smaak, en dan sal ek nou agter kan kom of die sout vir my reg is in die marinara. Ek sal moontlik die sout nog so klein bietjie stel, en jy kan, as jy wil, as dit nodig is, as hy te suur is, dan gaan ons mag jy 1 teelepel of 2 teelepel suiker by hom sit, dat jy net so bietjie van 'n soeterigheid saam met die suur het. Nou ja, deur mekaar gemeng en alles, en vir die volgende 20 minute, gaan jy hom net so 'n skommel gee, en jy los hom in die pot, dat die tomatie en die geure daar met mekaar begin lekker gesels. Nou die maalvleis is nou klaar gebraai. So, Frikkie, stoom nou so oë hierso jong.
Maalvleis is klaar gebraai. Wat ek nou gaan doen, ek gaan net die vet van dit afdrein, want jy het nie die vetdeel nodig as in die resep nie. Nou met die plaat wat sommer reeds aan is, hierin gaan ek 'n vinnige spaghetti gou-gou vir ons kook, en ons gaan hom al dente maak, soos 500 gram spaghetti, water, 'n teelepel sout, en dan sit ons hom op die plaat, ons kook hom en ons roer hom net so tussendeur, want ons wil nie al die spaghetti met mekaar vasklou, en klont te maak en allerhande goed nie. So ons gee hom net so 2 of 3 skommels terwyl ons aan die gang is, dat ons gou spaghetti al dente kry. Terwyl daai stoute ouetjie nou daar aan die gang is, en die pasta water is besig om warm te raak, hierso het ek 'n cottage cheese, plain cream cottage cheese, en ek gaan hom gou in 'n bak gooi, 250 gram cottage cheese. Ons maak gou die roomlaag wat nodig is vir die resep. Saam met dit, hierdie ouetjie is nou wel 230 gram cream cheese. Saam met dit het ons 'n suurroom, 250 ml. Met die kaas en die room en die dinge wat nou alles hierin is, 'n frikkie staan hierso. Ek kyk net hierdie storie so, hy sê, "Ja, lyk bietjie ryk." Lyk vir my ook so, maar ons gaan sien hoe loop hy. Dan gaan ons gou net hierdie ouetjies vang sommer die spanner. Ons gaan hulle net so bietjie opbreek, laat hulle met mekaar begin gesels. Die intensie is, ons wil hom uitklits, dat hy romerig is. Nou met die roomkaas gemeng, hierso het ek 250 gram se mozzarella. Ek gaan dit gou vat, en ek gaan dit oprasper. Toe ek nou hierdie maalvleis so kyk, staan ek 'n frikkie gesels hierso. En ek sê toe vir hom, weet jy, hierdie maalvleis wat nou net so gebraai is, sonder dat daar nou enige geure of bietjie speserye bygesit is, dit lyk maar vir my bietjie vaal. Net so goed, wat is daai ding wat ek gelees het? Net so goed 'n man staan met 'n kakie hemp by 'n McLaren troue. So ek dink dit pas heel by mekaar nie, maar ons sal maar sien hoe gaan dit. Nou met die marinara, wat 20 minute in was, wat jy nou doen, daai geurlose maalvleis wat jy gemaak het, nou gaan jy dit weer hier invoeg, saam met die marinara, en nou gaan hy nog vir 10 minute met mekaar gesels daar binne. Nou met ons pasta wat al dente is, gaan ek dit net gou uitkeer, dan gaan ek in daai selfde pot 2 eetlepels botter sit. Botter gou smelt, pasta weer terug in, die spaghetti terug in, en ek gaan die spaghetti rustig braai binne in daai botter vir die volgende 3 minute of so. Botter in, terug op die plaat. Pasta weer terug in. Nou met al die komponente wat dan klaar is, nou gaan ons hierdie ouetjie begin bou. So wat ons eerste nodig het, is die pasta, wat dan met die botter gebraai is. Oogras, dis die eerste nie. Frikkie, jy moet reg help hierso man. Werk nie so nie. Hier is ook die pandeodorant nodig. Ek het nou verkeerd amper al van vergeet. So spuitjie is gou ons bak, bietjie pandeodorant. Daar's hy. Ryk hy ook reg. Dan vang ons hierdie pasta. En ons skep die helfte van dit onder in die bak. Frikkie, dit lyk daarom model is soos die helfte. Stem jy saam met my? Ja, gee maar nog so 'n skepie vir goeie balans. Dan volgende. Daai roomaffaire wat ons nou geklits het hierso. Daai kaas wat ons geklits het, daai rome en goed. Nou gaan ons hierdie ouetjie vat en ons gaan hom bo oor hierdie spaghetti uitgooi en dan gaan ons hom uitsmeer laat hy gelyk lê. Mense, ek wil nou nie snaaks wees nie, maar ek dink nou vir julle ouens wat 'n bietjie belangstel om die white watching en sulke tipe dinge te doen. Hierdie ouetjie sit aan die verkeerde kant van die idee, hoor. Jy weet, hier is definitief 'n paar groot geure wat definitief hierso ter sprake gaan wees, maar ek dink nou nie dit is wat jy gaan noem jou tipiese 120 kalorieë ete nie. Nou met daai roomlaag gesmeer. Nou vat jy die res van die pasta wat jy nou hier gebraai het te goeie en jy gooi dit in die volgende laag neer. Probeer ook nou maar mooi mik as jy gooi, dat jy nou nie daai hele roomlaag vol kaas en al daai lekkernye so erg beïnvloed nie. In die tussentyd wat jy kan doen, kry so lank jou oond aan, stel hom op 180 grade. Volgende, hierdie marinara mins wat jy gemaak het, maalvleis, mins, skep hom maar oor, en dan gaan jy hom ook plat uitstrek.
Frikkie, die ding lyk mooi, jong. Ek weet nou nie meer so lekker nie, maar dit lyk mooi. En dit ruik ook regtig vreeslik lekker, mense. Daai mozzarella, nou gaan jy daai 250 gram geraspelde mozzarella vat en jy gaan hom sprei reg oor die oppervlak. Dan saam met dit, hierso is 'n 60 gram se parmesaan, dis 'n halwe koppie. En jy gaan hierdie 60 gram parmesaan, gaan jy saam hierbo oor sprei. So jy gaan dit net maar uitsprinkel. Grip jy 'n bietjie aluminiumfolie, baklengte, en jy bedek die hele ding met aluminiumfolie. Net so. In die oond in, 180 grade Celsius, 30 minute. Nou ja, terwyl ons nou maar wag vir die ouetjie om klaar te maak, die $1 million spaghetti, het ek en ou Frikkie besluit, kom ons speel maar so lank 'n bietjie vinnig hierdie Millionaire Monopoly. Pun intended, nee. Frikkie, kom kyk waar gaan ek my bra. O, hier's moeilikheid, ek sien dit kom. O, gras. Ski Mountain. Frikkie, jy gaan nou al my geld hier wil vat, ek sien jou. 485.000. Nou waar moet ek daai tipe geld kry? By wie moet ek 'n vertoë inrig? Mense, help asseblief hierso. M&M's, jy is besig om my klaar te maak. Daar sê M&M's, die ouetjie het sy 30 minute gehad, kos haal hom uit, kos kyk hoe lyk die magic. Nou ja, daar's geure. Frikkie, hoor jy daai geure? Sjoe. Dit ruik heerlik. Ek gaan dit sê. As ek die kompetisie moes geoordeel het op reuk, het hy klaar gewen. Want hy ruik regtig baie lekker. En wat nou gaan gebeur? Nou gaan hy vir 10 minute staan, hy gaan gou chill, en dan gaan ons hom inskep, kyk hoe lyk hy, dan kom die groot toets, dan smaak ons hom. Kyk hoe lyk hierdie ouetjie M&M's. Hy lyk dan mooi, nee. En jy ruik daai parmesaan. Weet, mozzarella is nou nie 'n vreeslike geurvolle kaas nie, so jy kan hom nie regtig ruik nie, maar jy definitief tel jy daai note van daai parmesaan in hom op. Nou ja, M&M's. Hierso is dit nou. Kom ons kyk. Hoe lyk hierdie ouetjie? Kyk net daar. Jy sien daai tekstuur, jy sien daai roomlaagie, daai kaaslaagie daar binne. Jy daai geure in jou neus, jy kan fisies daai reuk van daai kaaslaagie kan jy hierso optel. Nou ja, M&M's, hierso is ons nou. Dis nou sulke tyd. Kom ons kyk wat maak hierdie ouetjie. Ons kry so 'n bietjie van hierdie. Kyk nou wat gebeur hierso. Hier gebeur allerhande snaakse dinge hier. Mense, dis 'n kosdief in die kombuis. Kom ons smaak hoe smaak hy. M&M's. Die geure is goed. Daai roomkaas saam met die cottage cheese, die suurroom, hulle speel hand aan hand saam met die pasta in. Jy kan fisies daai botter in jou pasta proe. Die braaistorie het goed gewerk, die marinara is goed. Die maalvleis, jong, ek wil vir jou sê, jy het daai inherente maalvleis, en julle wat nou al maalvleis gebraai het, julle sal weet, maalvleis, hy het maar 'n sekere geur aan hom, as jy hom nie reg hanteer in sy braaiproses nie. So jy tel dit binne in jou marinara op. Dit maak dit nie sleg nie, dit maak dit iets wat geurloos. En dit teenstryd daarmee. Die kaas, saam met die parmesaan, saam met die roomkaas en alles, werk fantasties. Hoe hy lyk, ek sal hom 'n groot rating gee enige dag daarvoor. Hy kort vir my sout. Die resep sê net soveel sout, ek het soveel sout gebruik, ek sê vir julle, hy is lig gesout. Ek weet, sout en bloeddruk en al daai goeters is nie 'n man se maat nie. Maar sout wat uitgesny word uit kos uit, maak vir my bietjie geurloos. So ek sal vir julle sê, hierdie dis is moontlik die waarheid.
Ek weet nie of hy nou heeltemal vir my selewyd en heel gaan haal nie, tensy ons 'n bietjie sout gaan insit en ons sal ons maalvleis 'n bietjie beter hanteer, dan sal ek saamstem. Maar soos wat hy gebaseer is, en dan moet ek weer terugwys na daai naam toe, $1 million spaghetti. Ek sê vir julle, hierdie is frikkie disapproved. Daar's hy, geniet hom.